Hier sit nou, dis persoonlike vrou. Okay, ek het nie die liedjie agter my nie, so ek weet nie. I don't know what I'm doing. Soos julle kan sien, is ek nie by die huis nie. Kyk, ek is op vakansie by my mamma hulle. So, ek kan try sing sonder die wysie. Okay. Hier sit nou, dis persoonlike vrou. Of is dit dalk maar of is dit 'n baie goeie show? Ding, 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 ding. Okay, good enough. Hi, ek is Lisa, met die rooi hare en ek kyk Boersoeke Vrou sodat jy nie hoef nie en welkom by my seisoen 17 episode 13 recap. Ons het na hierdie een net 2 episodes hoor. Right, ek drink vandag 'n Flippenice bottle Flippenice. Dit is 'n Chenin Blanc Sauvignon Blanc wine from South Africa. Dis 'n wit wyn. Ek sou sê die wyn is Flippenice. Okay. Right, so in vandag se episode ontmoet die boere hulle skoonfamilies. So kom ons begin met die episode. Elkeen van ons weet, die eerste ontmoeting van ons potensiële pasmaat se vriende en familie is 'n senitergende besigheid. Ja, net is nerve-wracking. Hulle moet almal hulle skoonmaas vandag ontmoet. This could make or break the verhouding, honestly. Kom ons kyk wat ons pasmaats vir die boere beplan het. Maar belangriker, hoe ons boere hierdie situasies hanteer. So right, ons eerste boer vandag is Pieter en hy gaan kuier in Pretoria by Ansel. Ek het gister gevlieg van Bloemfontein af, baie besig, maar ja, dis lekker om by haar te wees. Sarah. En hy bring lekker geskenkies vir die skoonies. Hallo, met Tannie. Hallo. Ek het vir Tannie iets al die pad van die Karoo. Hallo Pieter. Ag, gaan ook is lekker om te ontmoet. Ek het hom ook 'n surprise saamgebring, ja. I mean, in Suid-Afrika, mens moet iewers 'n bribe in. Onthou wat ek altyd sê, you need to bribe to make her your bride. Okay. So Tannie, ek haal my hoed af met Tannie se geskenkies vashou. Shit, maar Pieter het mooi maniere. Ja, ek is so bietjie op my senuwees om my ouers te ontmoet. Ek gaan dit maar net wing en lekker gesels. En ook die tannie is so oulik, sy het spesiaal se skaapfeite gaan leer vir Pieter sodat sy met hom kan praat oor die boerdery. Hoorie sommer, ons het toe ons nou gesien het jy boer nou moet skaap. Toe het ons nou ons marknavorsing gedoen. Hoorie so Pieter en die skaapskeerdery, hoe werk dit as jy 'n skaap skeer? Lekker tannie, lekker. En ons hoor Ansel se pa sê, Pieter het 'n goeie first impression gemaak. Jong, Pieter het 'n goeie indruk op my gemaak. Ons sê hy lyk daarom na 'n goeie boerseun. Ag, kyk hoe happy lyk die oom, was so cute. En hy en Ansel lyk vir my ook happy, gelukkig. Al ken hulle mekaar nou nie baie lank nie, maar So oulik. Dan gaan Pieter en Ansel nou 'n aktiwiteit gaan doen. So volgende op vandag se to-do lysie is ons aktiwiteit. So vir hulle aktiwiteit gaan hulle skydive. Ek het gereël vir my en Pieter om 'n bietjie te gaan skydive. Sal nou maar maak asof dit niks is nie, maar ja, ek is baie op my senuwees. Dit honestly gee my PTSD. Wat ek het dit al gedoen en ek het gehuil van bo tot onder. Dit was crazy. Ek kon nie dit meer sê. Maar sy Pieter lyk bang. Hoop vir die beste. Waar is jou kop as ons in die deur sit? Hy is bietjie op sy senuwees vir iemand wat nie hoogtevrees het nie. Maar dan doen hulle dit. Hey! Jenne op. En hulle hanteer dit tog ons goed. Baie senuweeagtig, kyk hier. Dis hy. Ja, thank you. Ja nee, dankie hoor. Lekker. Goed gaan. Goed gaan. Tada. Well done. Ja, nee, was lekker hier. Dankie. Jo, dit was baie lekker. Good job guys. Beter as ek. Wat het jy geprobeer? Ja, Dit was lekker. ek was sommer naar. Sien nou. Baie gedraai in die ronde. Anyways, dan is dit tyd vir die braai. En die draai. Sê julle? Draai nie ronde. Lekker Pieter, okay. I like big butts and I cannot lie. Ek verstaan nou Ansel, ek verstaan nou. Dankie dat julle elkeen hier kan wees. Ek weet van julle uit julle pad uit gegaan om En honestly, hulle is so cute. Hulle lyk al klaar soos 'n couple. Ek moet sê, dit was lank terug wat ek nou 'n meisie aan my sy gehad het by 'n braai, maar met daar, dis baie lekker. Maar op 'n stadium gesels hulle dan met 'n real life rooi rok bokkie. Hoe lank het Ansel in die oggend gevat om reg te maak en moes hy al gaan wakker maak? Is
Sy sit tog ons vir Ansel op die spot. Arme Ansel is so, shut up, you embarrass my. Sy lyk iets wat sy werk toe gaan. Dan Weggloei. Shame, maar dan om hulle deel af te sluit, sê Pieter, hy het die regte keuse gemaak. Ek het die regte keuse gemaak en ek sê dagspyt teen dit is dis gemaklik en ek geniet dit. Cheers op hulle, honestly. Right, dan oor na ons volgende boer en dit is Ewert. En hy's bietjie in die Oos-Kaap by Lawrence se familie. Gesondheid, Ewert. Welkom in die Oos-Kaap. Baie dankie. Cheers. Ekskuus skat. En blykbaar het hy soos die vorige aand per ongeluk al klaar almal ontmoet. Well, we did fail our first communication test yesterday. Daar was blykbaar 'n miskommunikasie oor waar ek moet wees, maar Okay, so dis nie meer super awkward nie. Ewert, jy's die man wat my boerdery nou vir 2 dae heeltemal tot stilstand gebring het. So Lawrence se pa voel gemaklik genoeg dat hy nou te dieper vrae kan vra. Wat is dit in Lauren wat vir jou die grootste aantrekking is? Okay. Let's cut right to the chase. Great. Obviously is sy antwoord, want sy's mooi. ek dink en ek sê dit al tot vervelings toe. Soos net om te sê sy is beeldskoon, doen haar 'n onreg aan. Regtig, Ewert? Want sy het 'n baie diep, sterk karakter wat sy effens probeer wegsteek onder 'n baie goeie sin vir humor. Shame, maar Lawrence se ma sê sy sien die spark binne haar dogter. Very happy. I haven't seen her so happy for a long time. Very bubbly. Nice to see that she's got that spark back again. We love to hear it. Maar hoorie, Jessie, wie is daai jong man? I couldn't stop talking about that massive chicken down there. Hy's pragtig. Dis Matthew, Lawrence se boetie. And they both seem very much at ease, very calm. En ek het 'n spesiale DM request gekry van Elisma. Hallo Elisma. Om hom vir haar te vind. So ek gaan my bes probeer. Ek sal hier sit as ek hom gekry het. There you go. Wat sê Elisma? Wat as ek nou net 'n Cupid was en hulle eindig saam op? Yeah, it could be fun day. Fun day in the career. Anyways, terug by die episode. So right, dan vir Ewert en Lawrence se aktiwiteit. Okay, môre julle. Welkom by die skeerskuur. En hulle gaan nou gaan skape skeer Ek gaan vir julle wys hoe om 'n skaap te skeer. by Huskies skeerdiens. Ek is Husky, die eienaar van Husky Skeerding. Huskies? Buite kan die wol hier probeer in die wol stop. Ja. Draai. I don't know who was more nervous giving it a go, you or me. En daarna gaan stril hulle deur die tuin. Met 'n tannie as 'n gids. I always see like Wildmint as these like chatty young teenage girls at the edge of the water. Okay, tannie. Okay. En dan is dit tyd vir die braai. Hello again. So ja, Ewert is daar. Hy ontmoet weer hy het pretty much al daai mense ontmoet. Everyone? Ewert. Dit is buite van die feit dat ek die familie al ontmoet het, jy weet ons gaan nou die hele aand by ons saam spandeer so. En hy pas actually lekker in. He's just met everyone and he's slotted right in. I think he's a great guy. I think I've just watched how he's kind of just easily fit into the family today. Maar Lawrence se pa is tog so 'n bietjie taaf. Ja, ek dink ek kan hom so 'n halwe merkie gee nou. Hy still needs a bit of convincing. Hierdie balans sal ek ek weet nie wanneer ek vir my gaan kom kuier nie. Sal ek die res van hom bysit, ja. En Ewert noem dan iets van as hulle ernstig As ons nou ernstig raak, sal ek moontlik moet vra om baie ver weg van al hierdie goed wat vir haar so belangrik is, ver agter te laat. Ewert, as? Dit moet wanneer wees, nie as nie. Okay. As is gebrande hout. Maar ek dink in dit is daar soos 'n commitment wat gemaak moet word om gereeld te kan terugkom. Maar dan om af te sluit vir hulle, hoor ons Lauren voel sy kan van hulle weer asemhaal. I can breathe. I think it's kind of been a build up to this. En onthou sy wou nog nie regtig oopmaak nie, want sy het gevoel hy moet eers haar familie ontmoet voordat sy regtig vir hom kan begin hou. I've always said I don't just introduce anyone to the people that mean the most to me. So sy kan nou van hom begin hou. Alright. Volgende boer en dit is Willie en hy kuier by Memel of op Memel, in Memel, by Silmarie. Ek het nou uiteindelik die kans gehad om by Silmarie se ouers en by haar familie te kom kuier. I mean, sommige mense sou sê daai plek is Memel op aarde. Maar ja, so ver baie lekker. Kuier lekker saam met haar mense. Shame, en hulle twee is so giddy. Dit was my baie lekker. Ek het baie uitgesien daarna. Dit sou eers 'n dag later gebeur het om te kom en toe
besluit ons nie, okay wel. Kom ons doen dit dan nog maar die aand voor die date al. Dit is net 'n gelaggery altyd, ewen met tog gesin aan tafel. Jy het nou lank gespot oor die krokodilvanger. Teleurgestel dit. Dit is 'n bietjie later ja. Ja, dit gebeur eens later. En almal love vir Willie. Ons eerste indrukke van Willie was dat hy was gemaklik. Hy's net homself. Jo, hy het gevoel soos nog 'n boetie wat in die huis is en dadelik het ons begin speletjies speel. I mean, is ons regtig verbaas dat hulle hom love? Nee. En mens kan lekker met hom kuier, hy's 'n spontane mens ook en hy's nie iemand wat voorgee nie. Willie is Willie, so dit is vir my baie nice van hom, ja. Anyways, dan nog en hulle is 'n bietjie kleiduif skiet. Kan hom Kan jy asseblief? gaan ons skietbaan toe. Okay, nice. Kleiduif skieting, boomskiet. Baie nice. Ek is so bly om dit te hoor. En net voordat het ons gehoor saam met die kan skiet. Jy weet saam met die kan skiet. Ja, maar Maar tog voel Willie hy moet hom nog steeds verduidelik. op. En dan wil jy daai dingetjie reg onder die klein dalk so bietjie regs van hom kry. Ek voel dis 'n verskoning om aan haar te vat. Maar ja, hulle skiet lekker. That's it. Perfect. Well done. Yeah, boy. Yeah, boy. Well done. Ek kan nie te veel van dit wys nie want TikTok het my laas geblok. So. Mis 'n vraag. Hy was mis. Anyways, daarna hou hulle 'n piknik. Hierdie was 'n blink plan, dankie. Pat na my hart. O, is dit? Okay. En die vibes is daar. Kyk al. Was ek bly gehad nie? En dan gaan jou lippe so omswel. Soon. Okay, jo, okay, sorry. Ja, hulle soen nie. Ja, dit was lekker geweest. Maar dan is dit tyd vir die braai. En ons hoor hy het dan 'n soen op die brein. Ek soen groet eintlik op die eerste date. So ek het nou uitgemis hierso. Hy moet nou net al daai energy channel na Silmarie toe. Moet jy meisie soen nie, maar nie. Okay. Ek dink ons eerste indrukke was goed. Hy is baie gemaklik en hy pas maklik met almal in. Maar ja, alles gaan goed by die braai. Silmarie se ouers love hom. Dis up to Silmarie my pas en ons geniet hom. So ver is hy gemaklik en ek kan sien sy geniet dit en dit's goed vir haar. En dis dan dit. Niks veel meer het gebeur nie. Moving on. En ons is by Rudy. En hy's bietjie verlore. As ek dit moet beskryf waar ek is, het ek nie idee waar ek is nie. Hy weet nie waar hy is nie. Ek weet nie die GPS het my hiernatoe gebring Jy's in Joburg, oom. en ek hoop hy vat my weer uit want ek het nie klou nie. By Lizelle. En net om die mooi Johannesburg Vista te wys hierdie. Hulle is nog steeds going strong. So dis vir my ook lekker om dit met hom te deel. Nee, ek sien uit om almal te ontmoet. En Rudy pas lekker in by die fans. Ja, met julle beste. Hy was duidelik nog nie deel van die sirkus nie, né? Jy by die tweede dan wonder jy wat jy aangevang het, maar nou begin dit. Ag, moet jy eers daai kontrak weer gaan lees. En soos wat hulle sit en chat met die kamera, hou hulle hande vas. Ja, sy's aan die gang. Dis soos hy met hierdie kant en daai kant en dis Ek moes wel kyk en pretty much my bril opsit om dit raak te sien, maar ek het dit gesien. She got what she wished for. Sy kan finally sy hand vashou. Ja, sy's agter mekaar. Anyways, daarna gaan hike hulle so 'n bietjie. Kyk, hierdie ons paadjie. Dis ook mooi klippietjies. Ja, jy kan hike in Joburg. Can you believe it? Can you believe that? En die uitsig is stunning. Waar is die nes? Hoe heel bo? Pragtig. Honestly, dis bietjie awkward. Maar ons het steeds risiko's, ons het steeds baie risiko's. Rudy se lifestyle is not giving vir liefdes. Hy sit actually bietjie weg van haar af. Dis al baie goed uitsorg. I don't know. Ek weet nie. Ek wens hulle almal eindig saam op, maar the odds are not in their favor, okay? Anyways, daarna gemaak hulle vinnig soos 'n malva pudding. Ons gaan vinnig, ons het min tyd. Ons moet vinnig 'n malva pudding in die oond kry. En Rudy kry 'n sexy voorskoot. Hey. Nou, omdat ek jou vasmaak. Dis hy. Maar hy's nie gefees daardeur nie. Anyways, Rudy sê hy's reg vir die braai. Ek sien baie uit om die res van die familie te ontmoet en goed en haar vriende. Die oom, ek dink net die oom is skaam en hy kort 'n brandewyntjie. Ek's baie dors. So Brande wyn. So ja, tyd vir die braai. is nou my beurt. Hy ontmoet nou almal. Hierdie is my boer Rudy. En Shayma is actually so 'n bietjie bang. En ja, jy gaan almal nou binnekort ontmoet, maar nie agter my wegkry nie, ek skaam. Maar al mense sê hy pas goed in. Die interaksie was baie maklik. Hy het baie goed ingepas en ek dink hy's braaf. I mean, even ons seun sê hy like hom. Wel, my ma is baie gelukkig en sy was lanklaas so gelukkig. Haar dogter raak wel emotional want sy wil net die beste hê vir haar ma. Sy lyk baie gelukkig en ja, dit maak my 'n bietjie bang want ja, dis emosies en nog
Ek's erg oor my ma, so ja. But like it's good vibes. Ja, gaan dit net daar afsny. Ek wil nie weer snik nie, asseblief. En ja, dan vir ons laaste boer en dit is Rudy en sy man, singular. En hy en Hannes is in Potch. Na hierdie rowwe week het ek 'n spa-dag gereël hier by Feather Hills in Potchefstroom. Lekker man, my valley. Dis waar ek groot geword het actually. En hulle gaan nou vir massages by soos die fancieste plek in Potch. Dink hy het bietjie pampering nodig. Potch het nie baie nie, maar Potch het vir Feather Hill. Lekker. Dit lyk mooi hierso, hè. So ja, hulle is daar vir massages. Ek is reg, maar ek hoop nie. Ek gaan lekker lag. Dit is 'n bietjie awkward. Ek is baie kielerig. So ek hoop nie ek gooi my naam weg vandag nie, maar I mean, dit lyk nie asof Hannes dit regtig geniet nie. so ek is nie 'n persoon wat ingaan met verwagtinge of niks nie. Maar Rudy probeer dit soos enjoy. Hulle probeer dit so relaxing as moontlik laat lyk. Ja. Ja, kan maar druk. Kan maar druk. Ek kan maar druk. Maar voete. Oomvoete. You cannot be for real. No, you for fake. No, you for real. Ek sou nie konsent laat hulle my voete op TV sit nie. Dis baie lekker. Ek het dit geniet. En nou is hulle naked. Okay. Klomp dinge deur my kop gegaan. Anyways, daarna is hulle saam met Hannes se mense. Alles is lekker, hulle lag. Daar's niks vibes nie. Jy skrik so goed, sy mond was oop, maar daar het nie geluid uit. Ja. En dan is dit tyd vir die braai. Ek is bietjie op my senuwees, maar nie rarig nie. Ek so gesê ek is 'n ou wat maklik kan inskakel. Maar dis meer van 'n kuier. Goeienaand. Welkom. Ek dink nie ek het een braaier daar gesien nie. As daar 'n braaier was dit 'n gasbraaier. Maar ja, die mense kuier lekker. Ja, dis net lekker. No complaints. Almal like vir Rudy. Dis is smit en verlief. Mense dink hulle kom goed uit die weg. Die gaste het saam lekker gelag en dit was my lekker. Ek het gemaklik gevoel. En weer eens sê Hannes, hy sien 'n goeie toekoms vir hulle. Ek dink hier's 'n baie sterk positiewe toekoms. Ek dink regtig so. Uit my hart uit. Ouma, ek moet sê, een van Hannes se vriende is ryk. Ek gesien het, lyk as 'n opregte mens. Dis dan dit vir die episode. My wyn is klaar, so die video is klaar. As jy van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, follow my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En laat weet my wie julle wil sien op die show. Dan kyk ek wat ek vir julle kan organise. Okay. Maar ja, ek sien julle dan volgende keer met nog 'n boerseke vrou recap. Dis al van my kant af. Bye!